ons praat bietjie, is bloed dikker as water? Is bloed dikker as water? Wetenskaplik, Salome, is bloed dikker as water, né? Ja, Want water dryf bo bloed of dryf bloed bo water. ja. Ja, watter een is nou reg? Bloed dryf bo water. Bloed dryf bo water. So Nee, bloed is bloedstink, ekskuus. Nee, ek weet ek nou nie hoe nee, moenie my dit vra nie. Vra vir die juffrou. Ek Anita, dink hy wat is stink hoe baie yster jy in het, hoe meer sink hy. ja, So iets. ja, as jy elke oggend 'n pyperklip drink dan jy baie yster in jou. As jy yster tekort het, drink dit elke oggend 'n pyperklip. My bloed meng met water, so ek's nou nie seker nie. Ons raak bekommerd oor jou, Anita. Ons raak regtig bekommerd oor jou. Byna baie sterkte. Dit is wie van julle se bloed is blou? Orange. Dink ons almal Orange. sin. Net as ons koud kry, dan is dit blou, né? Ja. Salome het iets wonderliks en vinnig vir ons saamgestel oor bloed is dikker as water. So ons gaan vir julle elkeen 'n geleentheid gee. Wat dink jy? Bloed is 'n teken van jou familie en 'n water verteenwoordig maar jou vriendekring en mense om jou. Elke mens het mos 'n binnekring en dan 'n kring verder en 'n kring verder en 'n kring verder en 'n kring verder tot ons by Mario se ou kom wat in die tuin werk. Hy's ook in die kring, maar hy's in die buitekringe. Maar vir Marius is dit baie belangrik en hy kan nie reën uitstel vir hierdie ou. So waar is dit? John, jou tegnikuste, waar's hulle in jou kringe? Familie. Is hulle familie? Okay. Alright. So kom ons praat 'n bietjie, wat dink julle? Is bloed dikker as water? En Salome, ek gaan nie met jou begin nie. Jy kan afsluit met daai wonderlike studie wat jy gedoen het. Ek gaan by Lisel begin. Lisel, wat is jou gedagte? Is bloed dikker as water? Um, ek wil sê ja en nee. In my persoonlike lewe, of wat ook al, in my geval, het ek gevind dat vriende is nader as familie soms by my. So, ek het nou, toe ons daar gepraat het, ek sê, ek dink, soos Salome het gesê het in daai stuk, as ons is allemaal, as ons kinders van die Here is ons familie. Al is ons nie in die bloedlyn van Jesus nie, ons is familie, want hy het daai bloedlyn vir ons waargemaak. So, ek dink as jy kinders van die Here is familie en dan is ons, ek weet nie, ek dink nie ek antwoord jou vraag nie, ek dink dit is ja en nee vir my. Ja, dis jou opinie. Dis jou opinie. So, ek dink jy dalk jou net weerspreek, Lisel. So ons is in die bloedlyn van Jesus, maar ons is nie in sy familielyn nie. Ja, ek bedoel so. Okay, Marius, wat is jou opinie? Vir my gaan dit oor verhouding en kennis. Bloed is soos verhouding. Water is soos kennis. Water het jy twee elemente nodig om water te maak, is waterstof en koolstof. Waterstof en suurstof. Maak ongeveer jou water. Bloed gee jou identiteit, wie jy is. Dit gee al die inligting van jou deur, dis ook maar 'n bloedtoetse doen. So die ou wat 'n verhouding met jou het, het 'n sterker band met jou as net die ou wat net weet van jou wat soos wat water is. Ja, wat is jou opinie? Ek dink bloed is dikker as water. En ek dink bloed is mos soos jou familie, jou naby mense. Hulle weet wat alles, soos Marius sê, wat bloedtoetse doen. Jy daai wat bloed doen. Ek dink hulle weet alles van jou af. Water is maar mense wat om jou is. Wat dit aanbetref. John, what is your opinion? We all should, you know what? God created us all. Yes, we are created differently. We got different DNA, but we all have the same color blood. There's not a single person who's got black or blue or brown or orange. We've all got the same blood. And yes, if you cut yourself,
and they clean it, and it drips into the water like I don't know who said it earlier on, Lizelle or somebody said it. It doesn't sink immediately. It will float. And it also, if you cut yourself, you will stop bleeding. Okay. Rina, as die huis brand, die huis is besig om af te brand. En in die huis is John en het jy 'n broer of 'n suster, Rina? 3 sissies. En een van jou 3 sissies is in die huis en John is in die huis en jy kan een red. Wie gaan jy red? Ja, dit is moeilik. Hopelik jy sussie. Ek kan myself red. Okay. Goeie antwoord. Ek wil nou vir Wynand gevra het as jou skoonma, want ek weet jou vrou is die persoon wat die naaste aan jou is en sy is nie jou bloedlyn nie, né? En die probleem is Praat gerus Rina as jou beurt. soos jy sê, jy ken mekaar so goed, so jy weet, soos John sê, hy weet, ek sal, as dit die teenoorgestelde is, weet hy, ek sal altyd 'n plan maak en uitkom, maar dan kan dalk iemand anders wees wat swakker is, dan sal jy eerder gaan vir die swakker persoon, en daai persoon red. Okay. Hallo, Okay, Tannie Rina. Wilma. Hallo Tannie Wilma. Hallo Tannie. Wynand, wat is jou opinie? Bloed is dikker as water? Ja, ek het Janita my vanmiddag vra wat sal jou opinie wees? Te sê ek weet wat ek dink bloed is dikker as water. Maar jy kies wie in jou bloedlyn is. Jou vrou is dalk nie bloed van jou nie. Maar die dag toe jy haar trou, toe word julle bloedverwante man en vrou. Word julle een? Dit word julle een. Jy verlaat jou familie en jy hang jou vrou hang jou aan en julle begin julle eie lewe te maak. So my bloedverwante wat ek wil sê is al 3 hierdie girls hier langs my. Nie net die 2 kleintjies nie, sy ook. Want ek het al getrou en ons is een. So sy is definitief deel van my bloed. En ja, dan sê ek jou nader kring, jou familie sal nou maar seker daaraan val. Maar ek dink nie enigstens jou familie en jou vrou moet enigstens geskei word in daai verwantskap nie. Jou Anita, jou familie erf jy, jou vriende kies jy. Ja. Wat sê jy? Ja, soos ek nou gesê het, my bloed meng met water. So soos Lizelle gesê het, as jy in Christus is almal eintlik broers en susters. So nou is dit moeilik om te sê wat is belangriker want dit is eintlik maar 'n gemengde storie as jy nou vriende het en hulle is nader as 'n broer of hoe ook al. Maar dan as ek nou moet dink aan bloed het baie eienskappe. As jy Frozen gekyk het, gaan Frozen vir jou sê water het baie memories, maar ek dink bloed as ek nou moet dink, ek wil sê my binnekringetjie is sal ek nou sê is die dikker bloed, so maar sê, as dit nou met suurstof meng, dan word ons alle dikker. Maar as bloed kan ook word ook 'n roof en dan kan daar genesing onder dit plaasvind. So ek dink die binnekringetjie, die dik bloed, soos ek nou sal sê, daar's dun bloed en dik bloed, is is waar die genesende krag is, basies. Die veilige plekkie. Veilige. Ja, ek dink jy bring hier 'n baie interessante ding, is dat bloed maak jou veilig, bring jou veilig. Ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor praat, want ek meen, as alles, ek het sê altyd vir die jong mense, skilpad dra 'n dop, en hy wens vir die dag dat hy van sy dop ontslae kan raak. So wens baie jong mense, hulle kan net uit hulle ouerhuis uitkom. Maar op 'n dag, dan as die moeilikheid kom, dan gaan hy maar net weer terug in sy dop in, sy veilige plek, sy den. Jy verstaan, en ja, so bloed bring soms veiligheid. Meisie, wat is jou opinie? Ek dink ons kan almal baie sê oor bloed en ook oor water.
Maar waar dit by die gesegde kom van is bloed dikker as water in die konteks van familie, dan dink ek dis 'n gesegde, dis nie 'n feit nie. Dis wat ek sê. Tannie Wilma, wat is Tannie se opinie? Is bloed dikker as water? Ek dink bloed, soos almal sê, bloed is dikker as water, ja. Maar dit hang af. Ja, want jy, as jy familie het en jy sê bloed is dikker as water, maar miskien is party families nie so geheg nie, dan is die bloed nie so dik soos die, ja, so, is maar moeilik om te sê, ja. Okay. Dit hang af van jou familieomstandighede en jou vriendekring omstandighede. Hoe voel jy oor dit dan? Ek persoonlik, voor ek vir Salome gaan gee wat nou die spesialis is op hierdie vlak, ek is groot gemaak deur 'n persoon wat nie my bloed was nie. Ek dink John, jy sal vir hom Tom onthou. Hy was my stiefpa gewees. Hy was nie my bloed gewees nie en hy was so goed vir my soos my eie pa. Jy weet, toe my eie pa my versaak het, was hom Tom daar. So persoonlik vir my gaan dit meer oor verhouding as oor bloed, maar dis Louis se opinie. Maar kom ons luister na die persoon wat die fundie is op hierdie vlak, Salome. Pastor Wat sê Louis, jy? ekskuus, kan ek nog een dingetjie sê voor Pastor oorgee? Daar's nog een dingetjie wat ek nou dink as ek nou so luister na wat almal sê is, in 'n mate dink ek stem ek saam met Annelie, dis net 'n gesegde, maar vir al die familie wat vir jou sal sê, maar onthou, bloed is dikker as water, gebruik dit om jou te manipuleer. Ja, dis nogal interessant. Alright, Salome, alles is joune. Ek het nou nie baie om te sê nie, maar wat ek wil sê is wel dat DNA is regtig waardevol, jou bloed, want as ek nou vat vir Benita wat so hikkel en kyk ek, ag, ouma se kind sy hikkel soos ouma en sy lê, sy is so lief vir gimnastiek soos ouma. Maar wat van as jy nie bloed het nie, as jy niemand het nie? Wat dan? Wat van as jy kan sê wat Jesus sê, hy is my vriend wat nader is as 'n broer? Wat van Abraham en Sarah toe hulle gesê het hulle wil 'n kind hê, dat dit asof dit Sarah se kind is by die dienskneg. Dis nie Sarah se bloed nie, maar dit is haar kind, asook soos Jakob en Lea, haar diensmeisie se kinders was haar kinders, maar is nie haar bloed nie. So dit is 'n baie ingewikkelde ding eintlik. Ja, ek hoor wat elkeen van julle sê. Ek dink net Johannes 1 vers 12 of 13 sê dat ons kom van God af. Jy weet, ons bloedlyn kom direk van die Here af. Maar kom ons praat 'n bietjie voor ons verder gaan vanaand. Wil ek hê ons moet kyk na die gebedsversoeke eerste. Dat ons 'n lysie maak van die gebedsversoeke. Ons gaan so 'n bietjie anders ter eindig vanaand. Kom ons begin by Rina. Enige gebedsversoeke van jou kant af? Nee, net dankbare hart laat. Dit was 'n rowwe jaar, maar dankie die Here het ons daardeur gedra. En dat hierdie man nog langs my sit. Hy was 2 weke terug in 'n bike-ongeluk gewees en hy's nou fine en ek is dankbaar daarvoor. So as baie deur al die dramas al baie dinge waarvoor ons dankbaar is. Ja, ons is dankbaar, John. Ek meen, daar's so baie dinge wat hierdie jaar gebeur het, maar ek dink nou spesifiek aan daardie motorfietsongeluk. Jy verstaan hoe die Here jou gedra het daardeur. Enige ander gebedsversoeke, maar ek dink ons kan vir John nog steeds op die lys sit vir dat al die skete en alles net verdwyn. John, is daar enige ander gebedsversoeke behalwe dankbaarheid? Ek weet John is lief om te sê hy's dankbaar. Ja, weet jy wat? Mense speel 'n baie belangrike rol in jou lewe. Jy weet, dit is baie maklik om mense af te skryf. Dit is baie maklik om vir mense
te ignoreer. Maar baie mense het verskillende kennis en jy weet jy kan leer van daai mense. Hoe sê ek vir my tegnikuste altyd? Leer van jou ma en pa af. Hulle het nie gekom waar hulle gekom het nie, want alles het net in plek geval. Hulle moes nie deur baie slote gegaan en ons almal is so. En ja, ons is net dankbaar dat die Here belangrike mense op ons paie plaas. En veral hierdie groep. Ek meen hierdie as ons nie op 'n Sondag aand kan insluit nie, want ons is besig met een of ander tromme. Dan die maandag voel baie leeg. En dis dieselfde as ons nie kan kerk toe gaan nie op 'n Sondag nie. Jy weet, dan voel dit maar jou tank is nog steeds op leeg. Jy het nie jou tank vol gemaak nie. So ja, jy weet, mense speel 'n baie belangrike rol en ons moet vir elke een van ons met ons bid vir. Amen. Stem saam met John. Dankbaar vir mense in ons lewe. Dankbaar vir julle. Dankbaar vir julle. Marius, behalwe vir die reën, enige ander gebedsversoeke? My sussie gaan die 17de in, vir haar ondersoek weer by die professor. So ek dink dat alles goed daar is, sal verloop. Okay. Ek het oor die see gegaan en versuip. En versuip. Okay. Lisel, enige versoeke? Nee, dit is net die reën dat ons sal volhard en die moed sal verloor nie. Tannie Wilma, enige gebedsversoeke? Nee, dankie. Ek is ook net dankbaar. Amen. Ons is dankbaar saam Tannie Wilma. Salome, enige gebedsversoeke? Asseblief, ek wil net graag ook vir 'n Christo bysit. Christo is my Yuka se wat nou getrou het Vrydag, se skoonpa, hy het nou Woensdag gegaan vir 'n dink is 'n kolonoskopie, nee, hulle het sy darm uitgehaal uit kanker, en sy dikdarm. En dit gaan maar bietjie sleg met hom nou, so as ons net asseblief vir Christo kan bid en dan ook net vir Tarina en vir Maritjie ophou asseblief. Hulle ook met hulle kanker. En Reinhard bly. Natuurlik. Stel enigiets wat ons kan saambid? Ek dink ons kan net sê dankie vir die jaar. Ons almal op die groep. Daar het niks ernstig gebeur nie. Almal is nog veilig. Ons het nog al ons mense bymekaar en ons hier. Dis iets om voor dankbaar te wees dat daar niks ernstig met ons gebeur het ons troep hierdie jaar nie. Maar net 'n dankbare hart. Verseker. Wynand, enigiets daar van jou kant af? Enige ou wat 'n donasie het om 'n kanoetjie vir ons te koop sal waardeer word. Hier in Hulstroom wat ons verspoel met ons padwerke en al die goedertjies. Nee, ek is hierdie was 'n taamlike rowwerige jaar gewees. En as ons aan terugdink, was dit eintlik 'n goeie jaar gewees. In alle opsigte, jy weet, dis 'n paar beproewings en 'n paar goedertjies hier en 'n paar goedertjies daar, maar ek dink die hele jaar het op die einde van die dag vir ons goed uitgedraai in al die terme van voorsiening, al die goed wat ons op veiligheid, al daai goed wat ons elke keer voor bid, genesing en verbetering en daai goed. Dus dink ek het al hierdie goed vir ons taamlik goed uitgedraai en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar vir die mooi reën wat ons gehad het. En dan wil ek ook vir elkeen van hierdie groep sê dankie vir hierdie groep. Soos John sê, dit is tog deel van ons familie en as jy dit mis, dan is dit 'n groot leegte wat nie vervul word op 'n maandag nie. Mense ondervind dit nogal sterk. So dankie pastoor vir die moeite en ja, eintlik wel net 'n dankbare hart in alle opsigte. Amen. Amen. Anita? Pastoor, as ek kan vra dat ons vir saam bid vir die res van hierdie maand. Ons gaan nie op verlof nie. Ons diere sê nee. En die baalwerk, ag, dit is eintlik 'n baie besige maand met
goeie maand, maar dat ons net sal ook 'n bietjie rus kry en dan net veiligheid. Dit is maar 'n rowwe seisoen, maar vir almal veiligheid en dan ook net ook voorsiening vir al die finansiële voorsiening en alles. Amen. Sluise gaan oopmaak. Meisie? Ag Wynand, weet jy in 'n neutedop het jy regtig alles gesê wat in my hart is. En ek sluit aan by Wynand en almal van julle, al wat 'n mens hoor is dankbaarheid en ja, sê het 'n goeie jaar gehad. Verwys nou na ons groep en die mense vir wie ons bid en omgee en ja, mense is dankbaar en ek wil hê ons moet vir Louis opsit. Vir die wysheid wat hy ontvang, die tyd wat hy vir ons groep insit. Ja, ons kan vir Louis opsit. Ek wil hom graag opsit. Dankie. Ek wil graag hê vanaand ons moet vir Robert intree. Ek weet Robert is 'n staande versoek, maar ek wil hê ons moet graag vir Robert intree. En dan vir elkeen van julle dankbaar dat dit gaan goed. Die Here is vir ons goed. Ons gaan op die einde bid vir dit. Vanaand is die laaste keer dat ons op hierdie manier saam is, maar ons is nog steeds in kontak met mekaar op WhatsApp ensovoorts. En as daar enige behoefte en versoek is en iets wat gebeur, kom ons praat daaroor. Ek het so 'n paar versies wat ek graag net met julle wil deel. Ek weet nie of julle dit gekry het nie. Het julle die teksverse gekry? Ja, hier Enige gebedsversoeke nie. Dan het julle nie gebid nie, né? Jy skry dit op jou knieë. Okay, kom ons kyk na so 'n paar. En van die het ons al bietjie al gekyk hierdie jaar. Nehemia 4 vers 12 tot 14, meisie. Sy het dit, want ek het vanmôre nog voor kerk het ons gou eers daardeur gegaan. So sy gaan almal lees vanaand. Nee, nie almal nie. Nehemia 4 vers 12 tot 14. Dit gaan oor die gedeelte waar Nehemia die opdrag gekry het om die muur te gaan herstel in Jerusalem en die tempel te herbou en hulle is nou al so halfpad en nou is daar weer 'n aanval en 'n inval en ons het hierdie gedeelte al gelees, maar kom ons praat net bietjie gou-gou oor hierdie teksvers, okay? Die Jode wat naby die vyand gebly het herhaaldelik vir ons kom sê, hulle sal uit alle rigtings kom om ons aan te val. Ek het toe wagte agter die laagste dele van die muur geplaas waar daar oop gedeeltes was. Ek het ook mense by die families laat wag staan, gewapen met swaarde, spiese en boë. Ek het sake dopgehou en toe die leiers, die amptenare en die res van die volk bymekaar geroep en gesê, moenie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle vriende, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Wie se vertaling sê veg met jou vriende, jou geliefdes, jou vrou en jou kinders, of sê hy veg vir? Vir. Dis vir my baie hartseer in die tyd waarin ons lewe, spesifiek in hierdie Kersgety waar ons ingaan, dat dit eintlik 'n tyd is waar families bymekaar kom, geliefdes bymekaar kom. Maar dit is so hartseer dat in hierdie tyd dat ons met mekaar baie keer beklei. Daar is soveel gesinsgeweld. Mense wat mekaar seermaak, mense wat mekaar woorde wat mense teenoor mekaar sê op familiebyeenkomste. Wat blywend seermaak in mekaar. En die gedagte wat ek net by laat in hierdie gedagte is, veg vir jou vriende, jou gesin. Moenie veg met jou vriende en jou gesin ensovoorts nie. Nou wie ken vir Mordegai Ham? Mordegai Ham. Iemand wat Mordegai Ham ken? Okay. Sy oom was Gammon. Dink ek het hom opgeëet. Ons is mos amper by Kersfees, né?
Nou Mordegai was 'n baie bekende evangelis gewees. En hy het baie jare gelede, baie jare, verskriklik lank gelede, het hy 'n tentveld tog gehou in Amerika. En almal het kom luister na Mordegai en almal was so opgewonde. En toe op 'n dag, toe sal weer 'n groot byeenkoms, 'n tentbyeenkoms. En toe daag daar twee jong manne van 16 jaar of oud daag toe op by hierdie tentbyeenkoms. En maar daar's nie plek vir hulle nie. Want die tent is toe vol ander mense. En hulle draai toe om weg te loop. En een van die Morris, julle is nou in 'n Engelse kerk, wat 'n mooi woord vir 'n usher? Usher. Usher. Julle weet wat 'n usher, né? Salome, wat 'n usher? Ek weet nie wat 'n voorbidder is nie. Is nie seker nie. Usher, dis nou soos die oomies by die deur het die hakens wat vir jou sê jy kan hier sit. Hulle wys vir jou waar jy moet sit en al sulke goed. En hierdie twee tienerseuns, nou baie keer as jy kerk hou en daar's twee tienerseuns, dan sien jy altyd bietjie wonder wat se triek gaan hulle nou weer vandag uithaal. Nie daag hierdie twee tienerseuns op. En die kerk is vol, die tent is vol en hulle draai toe om te loop, maar hierdie usher, hierdie plekaanwyser sê toe vir hulle, waar gaan julle heen? En hy maak toe die volgende stelling, hy sê, al sit ek vandag op die grond, julle twee kan my stoel kry om te sit in hierdie tent. Ons praat nou van 'n bejaarde oom met respek, hy dra 'n wit das en 'n baadjie, en hier's twee stout tienerseuns, en hy sê vir hulle, julle twee, kom sit op my plek, al moet ek nou maar op die grond sit, dit maak nie saak nie, julle moet die evangelie hoor. En een van hierdie tienerseuns, wie van julle dink, wie was een van hierdie tienerseuns? Want daardie dag toe kom albei van hulle tot bekering, onder Mordegai se bediening. Wie was hierdie jong? Billy Graham wees? Billy Graham. As hierdie usher, as hierdie plekaanwyser nie gehoorsaam was nie, as hy nie sy sitplek opgeoffer het nie, wat wil jy vanaand sê, Louis? Ek wil vanaand sê, miskien moet ons by 'n plek kom in ons familiekring, in ons vriendekring, waar ons soms ons sitplek, dis my reg om hier te sit, ek is die pa, ek sit aan die hoof van die tafel, ensovoorts. Soms moet ons 'n bietjie die plek opoffer vir 'n Billy Graham. Right, ek het nou baie gepraat. Enige iets wat julle wil sê? Ek is so bly, ek het gedog 'n Asher is 'n ou wat van as gemaak is. Oh my god. Alright. Marius, ietsie gesê op daai ene? Nee, nog nie. Okay. Right. So, nou kom hierdie gedeelte van Nehemia. Nehemia sê vir hulle, veg vir jou familie. Veg vir jou ma en jou pa, veg vir jou boeties en jou sissies, veg vir jou bure, veg vir, soos in John se geval, veg vir jou tegnikuste. Dis wat, nie veg met hulle nie, veg vir hulle. Hou 'n stand vir hulle. Nou, veg vir jou kinders, Wynand, veg vir jou kinders. Salome, veg vir jou skoonkinders. Het ek gehoor? Veg vir jou skoonma. Okay, ek het die wonderlike geval, ek het 'n wonderlike skoonma gehad. Ek het altyd vir Annelie gesê, jong, as jy nie van my hou nie, gaan ek jou skoonma vat. Sy's baie beter as jy, maar okay. Alright, veg vir jou skoonma. En dan die vraag wat ek vanaand wil vra is, hoe veg jy vir jou kinders? Hoe veg jy vir jou geliefdes? Hoe veg jy? En net 3 A's, Lisel, die 3 A's. Die eerste een is, bou 'n altaar. Bou 'n altaar. Salome, jy trek jou gesig nou baie snaaks. Bou 'n altaar. As jy wil veg vir jou familie en jou geliefdes, bou 'n altaar. Kom ons kyk hier, stel, wat sê Job? Job 1 vers 4 en 5. En sy seuns was gewoond
om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte geseën. So het Job altyd gedoen. Kyk, die eerste manier hoe jy vir jou familie kan veg en vir jou kinders kan veg is gebed. Bid. Bou 'n altaar. Bid vir hulle. Salome, jy's nou die enigste maandogter hier, so as Anita vir jou gesê het, sy gaan nou vanaand uit. En sy het vir jou gesê, hoe laat moes sy altyd terug gewees het? 9 uur. Heerlikheid, maar jy was streng. Ja. Of ek gaan saam met haar of sy kom 9 uur terug. En Salome, as sy 10 uur nie daar is nie, wat het jy gedoen? Ek het haar gaan soek dan sou ek, maar sy was baie soet, sy het gehoorsaam gewees. Nou, sy het 'n soet man gehad, man. Right, maar en dan en ek praat nou van 'n ouer wat hier langs my sit. Dan bid hulle. Dan bid hulle. Nou, as jy vir jou geliefdes bid, wat bid jy vir hulle? Beskerming. Beskerming, okay. Marius? Dit is ook 'n veiligheid, dat hulle veilig sal wees. Veiligheid. Wat Ja. nog? Ekskuus, Anita? Seën. Bid vir Seën oor hulle. seën, ja. Ek Vir dink wat seën. Anita daar. Ekskuus nog? Is dit nou vir die seun wat saam met die meisie is? Okay, my nuwe Bid vir guns. Anita, bid vir guns, né? Ja, dis feit. Ek dink in die tyd waarin ons is, as ons nou bid vir mekaar, dan het ons 'n lysie en ons bid vir hierdie ene moet kos kry, hierdie ene moet dit kry en hierdie ene. Maar ons moet bietjie dieper bid en sê, Here, openbaar U in hulle lewe. Word groter in hulle lewe. Marius sê altyd, hulle moet wysheid, insig en kennis kry. Bid vir hierdie goed. Hoekom het Job vir sy kinders gebid? Want hy was bang hulle het gesondig en dan het hulle nie vergifnis by die Here gevra nie. Julle wat ouers is dit die waarheid? Okay, moet ons net stil bly. Alright. Bid. Die eerste een is boue altaar. Ons tyd hardloop uit. Die tweede een wat ons doen, wie het gebid vir mense? Wie het onderhandel namens mense terwyl ons daar is? Moses. Met so, ekskuus, Moses. Moses het gebid vir sy volk. Wat van Abraham met Sodom en Gomorra? Here, ek wil nou nie pla nie. Maar as daar nie net 50 is nie, wil jy nie Sodom en Gomorra spaar nie. Ken julle daai gedeelte? Dink is Genesis 18. As daar net 50 is. En dan kom ons op 'n getal van 10. En hy sê, Here, ek is nou besig om oor die touwtjie te trap. Here, as daar net 10 is nie, wil jy hulle nie spaar. En dis die God wat ons aanbid. En dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan, te sê, ek bid vir iemand. Ek bid, Here, dat U guns en die seën oor daardie persoon is. Wynand, iets sê van jou kant af? Nee, ek dink as 'n ouer begin jy sulke eelte op jou knieë kry. As jy begin dink aan waaroor jy alles vir hulle kan dink of kan bid, dan raak dit so 'n enorme lang lys van goetertjies omdat jy maar graag die beste vir hulle wil hê. Verseker. Ek dink die een van die belangrikste goed wat 'n mens eintlik
voorbid is eintlik ons vra gereeld vir die Here om vir ons insig en kennis te gee oor hoe om hulle fondasie reg te gooi, sodat hulle op die regte grondslag kan wegtrek en 'n voorbeeld en die reg vir hulle te kan hê. Yes. Alright. So hierdie vakansie, voor ons enigiets doen, voor ons vir die ou sê man, ek hou nie van jou hare nie, ek hou nie van die manier hoe jy jou hemp aantrek nie, ek hou nie daarvan die feit dat jy 'n oorbel in het nie, ek hou nie daarvan nie. Kom ons bid vir hulle. Kom ons bid vir hulle. Bou 'n altaar. Die tweede ding wat ons doen is ons vat Noag se voorbeeld. Bou 'n ark. Bou 'n altaar, lekker al Lisel hou van die goedjies wat so ruim. Bou 'n altaar, bou 'n ark. So, Lisel, lees vir ons bietjie Genesis 6 vers 17 tot 18 asseblief. Genesis 6 vers 17 tot 18. Let op, ek gaan Ekskuus, ek wil net vir die mense gou reg help. As julle Genesis soek hierso by Kronieke, dan moet julle 'n bietjie teruggaan, hoor. Daar na die begin toe. Gaan weer in die begin toe. Okay. Lisel, Genesis 6 vers 17 tot 18. Let op, ek gaan vloedwaters oor die aarde laat kom wat elke lewende wese onder die son sal uitwis. Alles op aarde sal doodgaan. Maar met jou sluit ek 'n verbond. Jy, jou vrou, jou seuns en hulle vroue moet ingaan in die ark. Kyk. Bou 'n ark. Kan ons sê jy bou 'n altaar vir gebed en dan die tweede punt is bou 'n toekoms vir jou familie. As mense wat opkyk na jou. As vriende wat opkyk na jou. Jou gesin, bou 'n toekoms. Marius, ek weet jy was baie geïnteresseerd met Noag so ruk gelede toe jy in Amerika was. Wat se uitdagings het Noag gehad? As jy moet sê in jou eie woorde, wat was sy uitdagings met die bou van hierdie ark? Wel, hy het ark gebou tot hy 120 jaar oud was. Dit het nie net daar gekom nie. Was nou teerstand en gespottery van die mense gewees in die begin. Toe was dit om voorraad te kry en toe was dit om mense te kry om te help bou. Dit was heeltyd maar was daar 'n probleem gewees totdat die ark gebou is. Selfs van sy naaste mense wat hom gespot het tot op die einde toe. Wynand, hoekom sal jy in die oggend 4 uur opstaan en jou bakkie vat en jou trailer vat met bale op en ry na 'n plek toe om te gaan aflewer? Want dit is waar die voorsiening vandaan kom wat ek vir my kinders en my vrou wil gee. Wel, vir myself ook, maar dis ons voorsieningsding daai so. Bou 'n ark, bou 'n toekoms. Een van die goed wat vir my elke keer as ek deur 'n sekere gedeelte lees, dan tref dit my. Lisel is Genesis 7 vers 10. Marius het nou vir ons uitgelig wat se uitdagings dit was dit, maar Genesis 7 vers 10 was my iets wat my nou afgelope tyd weer uitgelig het. 'n week later het die groot vloed losgebreek en die aarde oordek. So, hulle was al in die ark gewees. En eers 7 dae na hulle in die ark was, het dit begin reën. Baie keer lyk dit vir jou of jou toekoms, daar gebeur nie iets nie. Dinge loop nie uit nie. Dinge werk nie uit nie. Maar Noag het in geloof in die ark gesit en miskien het sy vrou gesê, hierdie diere stink. En die skoondogter het gesê, ek ruik dit ook maar. En buite die ouens gegooi en gesê, jy wat hierdie ding gebou het, wat ek ons weet nie wat dit is nie, jy's van jou kop af. En van het dalk vir hom gesê, gaan was mos sy seun, of Jafet, of wie ook al, het pa regtig gehoor ons moet dit doen? En jy sien, ten spyte van alles, ten spyte van hierdie 7 dae ook, het Noag geglo. Glo aan jou toekoms. Daar is 'n toekoms. Bou 'n toekoms vir jou familie, vir jou vriende, vir die mense rondom jou.
Salome, Genesis 50 vers 18 tot 21, is ook 'n bekende vers vir ons. Genesis 50 vers 18 tot 21. En Dis sy al Marius, broers, Marius kan nie mooi hoor nie, vra my, ek sal weer sê. Genesis 50 vers 18 tot 21. en sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie vrees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Josef sê vir sy boeties, die feit wat julle aan my gedoen het, moenie worry daaroor nie. God het my hier geplaas. Jy is geplaas op 'n plaas in Limpopo om 'n verskil te maak, Wynand en Anita, om 'n toekoms te bou. Salome is deur in die suide van Natal. Die Here het julle daar geplaas. John daar in die Valdriehoek, Marius hulle daar in Sedgefield saam met Tannie Boma in Valdriehoek. U stel in Middelburg. God het jou op 'n plek geplaas om 'n verskil te maak, om 'n ark te bou vir die toekoms. Kyk. Bou 'n altaar, bou 'n ark. Wil julle die derde een hoor? Ja. Anita, dis nou daai tyd wat jy my rekeningnommer moes oor die skerm laat gegaan het. As jy die derde een wil hoor, betaal R5 in die rekening af. Okay. As ek is maar 'n bangbroek. Wat weet julle wat sê ek elke keer as ek op 'n boot klim? Dan raak ek vir 'n oomblik stil en ek sê, Vader, help my net weer dat ek iewers weer op vaste grond kan kom. Ons het nou reg 'n serie gekyk van mense wat wat was 'n film, ek kan nie eens onthou nie, wat 'n vrou wat op 'n seiljag was en jy verstaan in die golwe en die rots en die storms en al die goed. En as ek net weer vaste grond kon gekry het. Weet julle wat sê ek altyd as ek op die vliegtuig klim en my vrou het my alweer nie so ver gekry ek ons gaan Woensdag vlieg. Wat sê ek as ek op 'n vliegtuig klim? Seker laat die aanloop aan. My grootste begeerte is as ek in daai vliegtuig is, dan bid ek en sê ek, Here, laat ons net weer terug op aarde toe. Dat ons net eers weer kan loop op die grond, vaste grond. Okay, ons kom by die derde een. Eerste een is bou 'n altaar, bou ark en die laaste een is bou 'n aanloopbaan. Bou 'n aanloopbaan. Nou die aanloopbaan, daar's baie mense wat wil huis toe kom. Daar's baie mense wat jou nodig het. Bou 'n aanloopbaan. Dat mense na jou toe kan kom. Kom ons kyk wat sê Lukas 15 vers 20. Rina? En en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Die pa bou 'n aanloopbaan vir hierdie stoute kind. Toe die kind nog ver was, het hy vir hom gesê, kom land hier. Hier's 'n aanloopbaan. En in die tyd waarin ons lewe is daar soveel mense wat 'n aanloopbaan nodig het. Bou 'n aanloopbaan. Iemand iets sê oor Lukas 15 vers 20? Dit moet 'n veilige aanloopbaan wees ook, of nie veilig nie. Maar die ou moet nie net kom land nie, hy moet welkom, daar sê. Jy moet welkom voel. Baie mooi gesê. Hy moet welkom voel. As ek moet weet ek gaan nou land en ek gaan nou 'n pak slaag kry, dan bly ek maar eerder daar in die lig. Maar hy moet welkom voel. Hy moet voel, hy moet tuis voel. Ek dink terug en jy weet hier oor Kerstyd dan dink ou mos maar terug oor jou lewe. Dan dink jy terug aan jou eie ouerhuis.
Weet, as jy by jou ma se huis ingestap het en jy kry daai bekende reuke, jy stap yskas toe en jy stap koskas toe en jy voel net ek het gearriveer. Laat mense laat toe dat mense arriveer in jou lewe. Stel, Jy behoort. jy behoort, jy belong, is jou mense. Alright, kom ons kyk wat sê Lukas 8. Anita, Lukas 8 vers 20 tot 21 asseblief. Of gaan Benita dit lees? Kom kyk hoeveel is dit? 20 en 21. Toe bring hulle hom die boodskap en sê: "En wil u sien." Maar hy antwoord en sê vir hulle: "My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen." Myn. Anita, lees hom uit weer vir ons. Jy het so 'n bietjie uitgesny, jy het gevries op 'n stadium. Kies pastoor. Toe bring hulle hom die boodskap en sê: "U moeder en die broer staan buite en wil u sien." Maar hy antwoord en sê vir hulle: "My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen." Het hy nou deurgekom? Daar sê dankie. Wat wil ek sê vanaand? As Jesus vandag 'n geslagsregister opgestel het, sou in sy geslagsregister gestaan het Marius Brits. Sou gestaan het Rina. Sou gestaan het Tannie Wilma. Ons is sy familie. As jy hom glo en hom gehoorsaam is, gaan jou naam daar wees. Jy is deel van Christus. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe dat jy het nie meer regtig bloed oor nie, bloedfamilie oor. God is nog steeds jou God. En hy sê jy's my familie. Jy's my familie. En miskien het bloed jou teleurgestel. Miskien het bloed jou seer gemaak. Dan sê Jesus vanaand vir jou, jy's my familie. Dit gaan nie net oor my ma en my broers nie. Ja, Jesus het ook gekyk na die fisiese gedeelte, want hy het gekyk na sy ma toe sy ma by die kruis staan, het hy voorsorg getref vir sy ma. Ja, hy het dit gedoen. Maar ons is sy familie. Voor ons by die laaste teksvers kom ons praat oor vanaand se gedeeltetjie wat ons saam gepraat het. Wynand, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek dink ek is reg, dankie pastoor. Bloed is dikker as water. Wynand? Ja, nee, ek dink ek is reg, dankie pastoor. Ek stem saam. Okay, Anita? Ek is reg, dankie pastoor. Meisie? Ja, ek is ook reg, dankie. Salome? Ek is ook reg, dankie. Estel? Dankie. Rina? Verhoudings maak saak. Dis my belangrik dat jy elke dag moet weet, môre kan nie daar wees nie, so maak seker vandag se verhoudings is in orde. Verseker. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie. Dankie Tannie Wilma. Marius? Bloed het identifikasie. Maak seker dat die wat in jou bloedfamilie is, goeie identifikasie het en jou nie wil onderbring nie. Lisel?
Ja, ek stem saam met Rina, verhoudings is belangrik. En daar's mense in mense lewe wat jy nie altyd kan bereik noodwendig nie, al is hulle familie, en dan moet jy bid. Hou aan bid. Amen. Kom ons bou 'n altaar. Kom ons bou 'n ark en kom ons bou 'n aanloopbaan. Die laaste teksvers is Jeremia 33 vers 14. Meisie, jy kan nog ons kry. Voor jy hom lees. Julle ken vir Corrie Bloem? Dis 'n klein blommetjie in Palestina. Nee, dis nie 'n klein blommetjie nie. Die persoon sê die volgende. Hy sê as jy op 'n trein ry en 'n trein gaan deur 'n donker tonnel, dan skeer jy nie jou kaartjie op en spring van die trein af nie. Hy sê wanneer jy deur hierdie donker tonnel ry, dan vertrou jy die ingenieur wat hierdie tonnel gebou het. En miskien gaan jy deur 'n tonnel, miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd. Moenie jou kaartjie opskeer en uitspring nie, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan onder die treinwiele beland. Vertrou die ingenieur en hier is die belofte waarmee ons afsluit vanaand. Die Here sê ook, die tyd breek aan dat ek al die beloftes sal vervul wat ek aan Israel en Juda gemaak het. Ek wil graag vanaand vir julle sê, miskien vir een persoon sê, dit wat God beloof het aan julle, God sal dit doen. Dit is tyd dat hy dit gaan doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand as familie na U toe kan kom. En dankie dat ons as familie nie vanaand net een kan staan nie. Here, U sit U hand om elkeen van ons en sê, dis my broer, dis my suster. Here, ek bid vanaand vir elke persoon op hierdie groep, dat ons sal besef, ons staan nie alleen nie. U staan saam met ons. In hierdie tyd waarin ons ingaan, bid ek, Here, dat U vanaand die mense wat U op ons pad sal sit, dat ons hierdie mense nie sal afbreek nie, maar sal opbou. Here, dat ons 'n altaar sal bou vir die mense, dat ons 'n ark sal bou as dit nodig is. Here, dat ons 'n aanloopbaan sal bou, dat hulle veilig sal land en welkom sal voel. Here, dankie ook vir die woord en die belofte. Die tyd het aangebreek dat U beloftes in ons lewens sal vervul. Seën ons en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Net vir julle 'n verskriklike wonderlike aand hê. Geniet dit. Meeste van julle is op vakansie. Ons pensionaars is almal op vakansie. Rina, is jy ook al 'n bietjie op vakansie? Nee, die 23ste. Okay, is nog net 'n weekie dan so daar. So die res van julle, behalwe Wynand wat hard werk, die res van julle gaan groot. Geniet dit. Bye bye julle. Dankie julle. Bye, julle. Bye bye. Middag, dis. Selfde.